Wat moet ons nog doen? Wat is die tweede praktiese ding wat ons kan doen, deur om vir mekaar om te sien? En dit is, ons moet mekaar aanspoor. Dis wat ek vanoggend hier wil doen, en dis wat ek wil hê jy moet in jou klein groep doen, dis wat ek wil hê wanneer jy saam met jou mense beweeg, saam met jou vrou en jou kinders en jou man, dat hierdie dinge 'n konstante aansporing is. En ons lees dit in Hebreërs 10 vers 24, laat ons dan na mekaar omsien. Hoe sien ons na mekaar om? Ons moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Ek moet na jou toe kan kom, en vir jou kan sê, Herman, hoe lyk dit? Is jy besig om jou lewe te belê in goeie dade? Met ander woorde, dis nie net iets wat ek aan jou doen nie, ek moet jou kan aanpoor en sê, kom aan Herman. Nou oké, Herman, dankie vir daai reistool wat jy vir ons gegee het, lank terug al, maar oké, so jy doen dit, ek was net bang, jy dink ek pik op jou. So, ons moet dit doen. Nou, almal van ons gaan partykeer, nou sit almal, ek hoop nie hy gaan nou op my kom pik nie, almal van ons gaan op, en almal van ons gaan af. Almal van ons kom op 'n plek wat jy's op 'n goeie plek, daar's opgewondenheid, daar's excitement, en almal van ons kom op 'n laagtepunt. Jy's baie keer op deurdat jy oorwinnings het, baie keer is jy af want jy kry nederlaag. Dit maak nie saak nie waar jy is, jy kan iets op die tafel sit. Natuurlik, ons gaan saam met jou lag en ons gaan saam met jou huil, maar dan moet 'n stappie verder geneem word. Ons moet mekaar aanspoor. En dis ons as gemeente se werk. Ons moet mekaar kan aanspoor, mekaar in die oë kan kyk en te sê, hoorie, ons moet saamwerk. Die werk daar buite is te groot vir een persoon. Ek het jou nodig. En dis hoekom ek jou wil aanspoor. Ek het jou nodig om saam met my op die uitkyk te wees. Vriende, as ons hier sit, almal van julle het vanoggend julle tande geborsel. Almal van julle het julle hare gekam, behalwe klein Lukas daar agter, hy het nie sy hare gekam nie. Ek het hom gesien met my eie oë. Almal van ons het gedoen. Ons lyk almal op ons beste hier. Ons het lekker stink me nice aangesmeer. Ons het alles hier gedoen om op ons beste te lyk. Ek kan nie jou probleme eers naaste by agterkom vanoggend nie. Maar weet jy wat? Die mense om jou kan. Die mense om jou kan. En jy moet my help om die ou langs jou op te help. Jy moet my help om die ou om jou te ondersteun en jou arm onder hom in te sit en om daai 2 tree te help dra wat hy nie kan nie. Soos Moses het Aaron en Joshua sy arms hoog gehou, want hy het hierdie groot en belangrike taak gehad om vir God te werk en hy kon dit nie alleen doen nie. Ek en jy moet die mense help wat daar besig is om vir die Here te werk. Ons moet hulle arms hoog hou. Iewers is daar iemand wat 'n brug nodig het en jy moet daai steen verskaf. Daai ou kan nie op die volgende plek kom nie, want jy sit met daai steen vir daai brug in jou hand en jy moet dit gaan lê. Partykeer is dit so 'n eenvoudige ding soos 'n koneksie. Ek moet opdaag en daardie ander gelowige voorstel aan 'n ander gelowige en dis wat dit vat. En dis wat hierdie aanspoor behels. Laat ons mekaar omsien deur om mekaar aan te spoor tot hierdie liefde en goeie dade. Ek kan nie sê ek's lief vir iemand, maar ons nie goeie dade nie. Ek kan nie sê ek's lief vir jou, maar dit wys op geen manier nie. Liefde is nie 'n mushy gevoel nie. Karel, ek is lief vir jou broer. Moet net niks van my vra nie. Jesus het die disippels se voete gewas. Dit was daadwerklik iets omdat hy lief was vir hulle. Nou, dis waar ek jou hart nou vanoggend vra. Dis waar ek vanoggend jou hart vra om prakties, hoor mooi, op die uitkyk te wees vir waar jy kan goed doen. Eerste hier, maar dan ook daar buitekant. Ek weet nie of Winston Churchill 'n gelowige was nie. Maar hy het hierdie ding gesê. Hy het gesê, it's better to do something than to do nothing while waiting to do everything. Dis beter om ietsie klein te doen. Jy sê, maar ek kan nie nou nie. Jy kan nou. Jy kan nou. Dalk is dit 5 broodjies, 2 vissies. Jy moet net doen wat jy kan. Jy moet jouself nie vergelyk met ander en sê, kyk hoe baie doen hulle nie. Jy moet net doen wat jy kan doen. Ek wil jou vanoggend kom aanspoor om een goeie daad. Ek wou gesê elke dag een goeie daad, maar ek's bang julle dink is te veel. Maak dit dan 'n week as jy wil, maar begin iewers. Wees op die uitkyk, waar kan jy goed doen? Sonder om opgemerk te word, sonder om gesien te word, sonder om krediet te kry, soek 'n geleentheid om goed te doen.